Goeiemôre, geliefde gemeente en ook hartlik welkom aan alle besoekers wat vanmôre saam met ons is. Van die kerkraad met die volgende afkondiging. Ons kollekte onder die diens is vir ons diakonale kas en dan by die deure is vir die Bolaanse bedieningsfonds. Die res van die afkondigings volg dan na die erediens. Die woorde van die opgestane Here Jesus aan Johannes, hy sê vir hom, moenie bang wees nie, dit is ek. Die eerste en die laaste, die lewende, ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. Waarom sê ons ook saam, kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here, ons skepper. Hy is ons God, en ons is sy kudde, sy skape, deur sy hand gelei. Liefdes, genade en vrede vir julle van hom wat is, en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste, wat uit die doodheid opgestaan het, die heersers oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons begin deur saam te sing van Psalm 105. Ons sing saam vers 1, vers 2, vers 10 en vers 11. Net die woorde van vers 11. Die oomblik totdat die Heer in nag en duister sy woord vervul het in diep luister. En dit wat toegebind was, het hy verbreek, hy moes eensaam wag, dis nou met verwysing na Josef en later na Christus. Hy moes eensaam wag deur louterd in die lydensnag, maar eindelik breek die dagraad aan, die nuwe dag wat aangebreek het. Kom ons staan, dan sing ons saam Psalm 105 vers 1, 2, 10 en 11 en daarna kan ons bly staan vir die belydenis van ons geloof. Amen.
Kom ons bely in ons harte saam die woorde van die geloofsbelijdenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal en deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan. Hy het na die hemel opgevaar en hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons kan gaan sit en dan gaan ons saam luister na die wet van die Here. Soos ons nou saam bely het, so lees ons ook oor Christus en God wat die lig is. Ons lees saam uit 1 Johannes hoofstuk 1. Dit is nou die boodskap wat ons by hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. As ons beweer dat ons aan hom deel het en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig lewe, soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus sy Seun ons van elke sonde. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sonde en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leienaar en is sy woord nie in ons nie. Dit skrywe ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes. Nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld. As ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daarin dat ons hom ken. Iemand wat sê ek ken hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leienaar en die waarheid is nie in hom nie. Wie sy woord egter gehoorsaam, in hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Te beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe, soos Jesus gelewe het. Geliefdes, dit is nie 'n nuwe gebod wat ek aan julle voorskrywe nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die boodskap wat julle gehoor het. Tog is dit ook 'n nuwe gebod wat ek aan julle voorskrywe. Dat dit werklik so is te sien in Jesus en ook in julle, want die duisternis is in die verbygaan en die ware lig skyn alreeds. As iemand beweer dat hy in die lig is, maar sy broer haat, is hy nog steeds in die duisternis. Wie sy broer liefhet, bly in die lig en daar is niks wat hom laat struikel nie. Maar wie sy broer haat, is in die duisternis en lewe in die duisternis en weet nie waar hy gaan uitkom nie, omdat die duisternis hom blind gemaak het. As deel van ons verootmoediging, ons sing, terwyl ons so bly sit, Psalm 27, ons sing saam net vers 4, my hart sê my omring deur donkerhede, o soek die Heer, die bron van lig en krag. Terwyl ons so bly sit, vers 4, en daarna bid ons saam.
Kom ons bid saam. Here, onse God, ons dankie dat ons die woorde van Psalm 27 ook mag bely. U is ons heil, ons lig, ons redder. Ons dankie dat ons weet dat U is die lig en in U is daar geen duister nie. En so bely ons ook dat U Seun, ons Here Jesus Christus, wat die lewe is, die lewe wat die lig vir die mense is, na ons toe gekom het, dat hy mens geword het, dat hy onder ons kom woon het, en die duisternis van hierdie wêreld aangedurf het, met al die seer en die hartseer en die trane, dat hy nogtans nie vir die skande van die kruis teruggedeins het nie, maar vir die vreugde wat vir hom in die vooruitsigting was, die kruis, sy lyding en angs verduur het, en soos ons ook bely het, terwille van ons, mense en ons saligheid. Dankie, o Here, dat U vir ons is. Daarom weet ons dat niks en niemand, al is hulle teen ons, kan hulle ons uit die hand van ons Vader ruk nie. Dankie Here dat ons mag weet dat Christus die goeie herder is en dat hy die mense wat syne is in hierdie wêreld kom uitred het en dat niemand ons ooit uit sy hand sal ruk nie. Dankie Here dat U ons lief het tot die einde toe. Dankie Here Jesus dat U vir ons aan die kruis gesterf het en vir ons die volkome saligheid gebring het. Dankie dat ons deelagtig mag word deur die geloof. Dankie dat U ons die wedergeboorte skenk deur die Gees. En ons vra Here, werk ook nou vandag in ons harte. In hierdie opstanding Sondag, 'n dag van vreugde, 'n dag van dankbaarheid en lofprysing. Mag juist dit voorop in ons gedagtes en ons harte wees. Vergewe ook al ons sondes, want ons bely voor U dat ons dikwels teen U verkeerd doen. Dat ons nie allereers liefde vir U en liefde vir ons naaste het nie. Ja, dat ons so dikwels aan onsself dink en lief is eerder vir onsself en die dinge van hierdie wêreld. Vergewe ons tog. Vergewe ons wanneer ons nie ander help, wanneer ons weet hulle het nood nie. Vergewe ons wanneer ons planne beraam om ons eie koninkryk te bou en nie allereers U koninkryk te soek nie. Vergewe ons wanneer ons soms, al is dit nie doelbewus nie, teen U oortree en lei ons om elke dag vir U weer te lewe, ons lewe aan U te gee as 'n offer wat vir U aanneemlik en heilig is. Ons bid, o Here, wees met ons vanmôre wanneer ons die woord gaan hoor. Ons weet dat U woord deur die Gees ingeasem is. Ons weet dat U woord ons moet help om reg en volkome heilig voor U te lewe. Ons weet ook dat U woord gegee word en deur U Gees gebruik word om ons te troos, te bemoedig en te lei in hierdie lewe wat baie keer donker is. Rig ons ore en ons harte weer op U woord. Help ons om na Christus te kyk vanmôre in die prediking. Vat ook weg dit wat skeiding maak tussen U en ons. Mag wat ons sê en wat ons doen vir U vanmôre aanneemlik wees, Here ons rots en ons verlosser. In Christus naam bid ons al hierdie dinge. Amen. Geliefdes, voordat ons uit die woord van die Here lees, kom ons sing eers saam lied 383. Ons sing saam vers 1, 2 en 3. Die Heiland sterf, die dag word duister. Hy wat vir sonde ly, so sonder eer, sonder luister. Maar dan ook die woorde van vers 3. Hy wat vir al ons skuld deurboor is, het hier geen stryd ontsien. Hom wat in al sy angs verhoor is, kan ons vrymoedig dien. Ons staan, ons sing ons saam lied 383, vers 1, 2 en 3, en daarna lees ons saam met die woord van die Here.
Ons lees vanmôre saam met die woord van die Here uit Matteus 27. Alhoewel ons begin met die kruisiging van Jesus, vier ons vandag sy opstanding, die eerste dag van die week, die opstandingsdag. Ons lees vanaf vers 32 en dan gaan ek vir ons enkele dele oorslaan, maar ek sal soos ons deurgaan dit aankondig. Ons begin by vers 32. Toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene met die naam Simon. Hulle het hom gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Hulle kom toe by 'n plek wat Golgotha genoem word. Dit beteken kobbeenplek. Daar het hulle hom met 'n mengsel van wyn en gal gegee om te drink, maar toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. Hulle het hom gekruisig en sy klere verdeel deur te loot. Daarna het hulle gaan sit en by hom wag gehou. Ook aan sy kop het hulle die aanklag teen hom in skrif aangegee. Dit is Jesus, die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook 2 rowers gekruisig, een regs en een aan die linker en een regs en die ander een links van hom. Die mense wat daar verbygeloop het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskit en gesê: "Jy wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red jouself as jy die seun van God is en kom af van die kruis af." Net so het die priesterhoofde saam met die skrifgeleerdes en die familiehoofde ook gespot en gesê: "Ander het hy gered, maar homself kan hy nie red nie. Hy is mos die koning van Israel. Laat hy nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo." Hy het op God vertrou. Laat God hom nou red as hy 'n behae aan hom het. Hy het immers gesê hy is die seun van God. Op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig is, hom ook beledig. Van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom. Dit het tot die 3 uur geduur, en teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep: "Eli, Eli, lema sabachthani." Dit is: my God, waarom het U my verlaat?" Party van die wat daar gestaan het dit gehoor en gesê: "Hy roep vir Elia." Een van hulle hardloop toe gou en vat 'n spons en maak dit vol suurwyn en hou dit op 'n stok vir hom om te drink. Maar die ander sê: "Wag, laat ons kyk of Elia hom kom red." Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Dan lees ons saam vanaf vers 57. Laat die middag het daar 'n ryk man aangekom. Dit was Josef van Arimatea, wat self ook 'n volgeling van Jesus was. Hy het na Pilatus toe gegaan en die liggaam van Jesus gevra. En Pilatus het beveel dat dit vir hom gegee moet word. Josef het die liggaam geneem en dit in skoon linne toegedraai en dit daarna neergelê in sy eie nuwe graf wat hy in 'n rots uitgekap het. Hy het 'n groot klip voor die ingang van die graf gerol en weggegaan. Maria Magdalena en die ander Maria was ook daar en het reg voor die graf gesit. Die volgende dag, die dag na die Vrydag, het die priesterhoofde en die fariseërs by Pilatus gekom en vir hom gesê: "Meneer, ons onthou dat toe daardie bedrieër nog geleef het, hy gesê het: na 3 dae sal ek uit die dood opgewek word. Gee dan bevel dat die graf 3 dae veilig bewaak word, sodat sy disippels hom nie dalk kom steel en vir die mense vertel hy is uit die dood opgewek nie. Dan sal die tweede bedrog erger wees as die eerste." Pilatus antwoord hulle: "Hier is vir julle 'n wag, gaan beveilig die graf so goed as julle kan." Hy het toe gegaan en die graf beveilig deur die klip te verseël en die wag daar te laat bly. Na die Sabbatdag, toe dit Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het uit die hemel afgekom na die graf toe gegaan, die klip weggerol, daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue: "Julle moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het.
Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek. En hy gaan julle vooruit na Galilea toe, daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moes sê. Hulle het toe hastig van die graf af weggegaan, bang, maar baie bly. En hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle, moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan. Daar sal hulle my sien. Ons fokus dan vers 6 en 7. Die woorde van die engel. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek. Tot sover. In 1803 het daar oorlog in Europa uitgebreek. Frankryk, gelei deur Napoleon, het besluit om teer die hele Europa oorlog te voer. En in 1815 het die bekende veldslag van Waterloo plaasgevind, waar die Franse magte deur onder andere generaal Wellington uiteindelik verslaan is. Na byna 12 jaar van oorlog het daar uiteindelik verligting vir die mense van Europa gekom. Die oorlog was verby. En na jare het daar 'n interessante, alhoewel opgemaakte storie oor hoe die inligting van Waterloo versprei het in Engeland ontwikkel. Die verhaal vertel hoe die mense in die eiland in Engeland in spanning gewag het om te hoor wat het gebeur by Waterloo. Hulle het geweet dat die een wat hierdie veldslag wen, die toekoms van Europa gaan bepaal. Nou, al wat die mense van Engeland kon doen is wag. Hulle kon wag en hoop dat Wellington en sy magte sou wen. Dit was 'n tyd voor radio's, voor selfone gewees en nuus moes op 'n ander manier versprei. En dan vertel hierdie verhaal, om die inligting oor te dra, het die Engelse op hoë berge en op heuwels en op kerktorings boodskappers geplaas wat na mekaar toe gekyk het. Die een wat 'n boodskap aan die volgende een gee en die een wat 'n boodskap aan die volgende een gee. Hulle het dit gedoen deur middel van vlaabewegings. Die maandagoggend na Waterloo het daar 'n seilskip in die baai verskyn. Terwyl hy besig was om die boodskap met die vla uit te spel, het daar 'n digte miswolk oor die baai getrek. Al wat die wagte kon uitmaak is die woorde Wellington verslaan. En hierdie tragiese en somber boodskap het deur die hele Engeland versprei. 'n Stilheid het oor die platteland neergedaal. Die stryd is verloor, 'n nederlaag. Maar na 'n paar uur het daar wind opgekom, die mis verdryf en die son het uiteindelik uitgekom. Die seilskip in die baai het weer sigbaar geword en die boodskap wat hulle vroeër net halfpad gelees het, kon hulle nou ten volle lees. Die boodskap, Wellington het die vyand verslaan. En waar daar eers hartseer en trane was, is daar nou skielik 'n boodskap van oorwinning oor Engeland uitgestuur. En dan sê die storie, soos die weermag na die veldslag van Waterloo gesing het, so het die Engelse ook nou gesing, kom, dank nou almal God. Geliefdes in ons Here, dit is dalk 'n opgemaakte verhaal, maar is iets besonders wat dit vir ons vertel. 'n Boodskap wat vir ons eers soos 'n nederlaag kan lyk, is op die ou eind van die dag 'n groter oorwinning as wat ons ooit kan dink. En nêrens is hierdie waarheid meer treffend as in die verhaal van ons Here Jesus Christus se kruisiging en uiteindelik sy opstanding nie. Matteus 27 en 28 wys vir ons dat 'n verhaal wat eers soos 'n nederlaag gelyk het, eintlik oorwinning was. En dit alles begin met die duisternis aan die kruis. Die evangelieskrywers wys vir ons hoe Jesus fisies, maar ook geestelik gelei het en donker te beleef het aan die kruis. In Matteus 27 word Jesus mishandel. Hy word gegeesel, onregverdige vonnis, gespoeg en selfs geslaan. Daarna moes hy self die dwarspaalk van sy kruis dra deur die strate van Jerusalem, buite na Golgotha,
waar hy uiteindelik gekruisig word. En die fisiese mishandeling het gepaard gegaan met baie vernedering. Aanvanklik word hy eers deur die Romeinse soldate gespot en daarna deur die leiers van Israel. Daarna selfs die verbygangers wat net al verbygeloop het spot hom. Ook die rowers aan die kruis lag vir hom. En buitendien is die grootste vernedering die feit dat die Seun van God, die regverdige, onskuldig aan 'n kruis veroordeel word. Ons sien egter die diepste duister aan die kruis in Jesus se geestelike lyding. Christus offer homself om ons sonde weg te neem. Hy word aan die kruis vir ons 'n vloek, sodat ons die vloek van God weg kan vat. Sodat hy die vloek van God weg kan vat. Hy betaal vir ons die losprys aan die kruis. En so bely ons ook dat Christus na liggaam en siel gedurende sy hele lewe gelei het, maar veral aan die kruis die toorn van God oor die sonde vir die hele menslike geslag gedra het. Hierdie is in elke opsig die donkerste oomblik in die hele geskiedenis. Daarom beskryf Matteus in vers 45 dat dit nie net donker was vir Christus nie, maar ook fisies donker was. 12 uur, die dag, 12 uur die middag, wat dit die son die helderste skyn, lees ons dat daar duisternis oor die hele aarde kom. Die son het opgehou om te skyn. En op die diepste punt van sy duister roep Jesus uit, my God, waarom het U my verlaat? 'n donker God verlaat en hy dit wat Christus hier aan die kruis beleef, is die straf van God oor die sonde. Dit symboliseer God se volle toorn oor die sonde van die mensdom, wat nou op Christus neerdal. Hy het die strafgerig van God op hom geneem. En dan beklemtoon Matteus nie net dat die kruis duisternis was nie, maar hy gee vir ons die gevolglik elke keer 'n tydsaanduiding. Hy sê vir ons, hier's 'n tyd, en daardie tyd moet ons laat dink aan donkerte. Met Jesus se begrafnis lees ons dat Josef van Arimatea, 'n volgeling van Jesus, na Pilatus toe gegaan het en Jesus se lyk aangevra het. Hy het die liggaam geneem en skoon linne toegedraai en begrawe in 'n graf, 'n donker graf. Maar vers 57 se eerste woorde, die heel eerste woorde wat die tyd beklemtoon, is dat dit laatmiddag gebeur het. Letterlik, nie 'n vaste tyd nie, byvoorbeeld 7 uur nie, maar daardie vreemde tyd, nadat die son onder is en die nag nog nie ten volle aangebreek het nie. Die duisternis is op pad. En sluit dit af met 'n groot klip, wat die duisternis totaal en al inseël. Die laaste bietjie lig word ook nou buite gehou. En dan breek die Sabbatdag aan en die Joodse leiers vergader. En dan gebruik Matteus 'n vreemde woord. Hy sê, dit was na die voorbereidingsdag, so met ander woorde, na die Vrydag. En vir die Jode was dit waarskynlik die aand, die Vrydag aand, wat hulle nuwe Sabbatdag aangebreek het. Die leiers sou so gou as moontlik iets wou doen. As dit nie die Sabbat aand was nie, was dit waarskynlik die volgende môre baie vroeg, voor die son uitgekom het, weer eens duisternis. En in hierdie duisternis beraam hulle 'n plan. Hoe kan ons dit so maak dat Christus se volgelinge, dat hulle nie vir die mense kan vertel dat Jesus uit die dood opgestaan het nie? Hulle vra vir Pilatus om 'n wag te gee om die graf te seël. 'n Wag was nie net een man nie, maar waarskynlik 'n klomp soldate. En 'n Romeinse seël kan nie gebreek word nie. Dit is een van die belangrikste en mees bewaakte seële in die hele koninkryk. Niks kan in, niks kan uit. Geliefdes, ons moet die gewig van hierdie oomblik veral op Christus se volgelinge voel in daardie oomblik. Jesus is gekruisig, begrawe, en hy is nou dood. Die hele wêreld is in pikdonker duisternis gedompel. Wat is die sein, wat is die boodskap wat hierdie gebeure vir Christus se volgelinge uitstuur? In die donker van die kruis, in die donker van die graf en die dood, is die nederlaag. Die graf en die dood oorwin. Dan gee Matteus weer en 'n laaste keer 'n tydsaanduiding. Matteus 28 vers 1. Maria Magdalena en die ander Maria gaan weer na die graf.
Hulle wat daar was toe hy verseël is, hulle is nou weer hier vroegoggend. En kyk mooi, toe dit die Sondagmôre begin lig word het. En na die duisternis van die kruis en die graf, na die duisternis van die dood, is daar 'n nuwe dag wat aanbreek. Die lig skyn uiteindelik weer. God sê, ek maak alles nuut. En dit het hier begin, by die eerste strale op daardie Sondag, by die oop graf. En dan beleef die vroue die ondenkbare. Skielik is daar 'n aardbewing en 'n engel verskyn aan hulle. En alles is helder en lig, soos 'n weerligstraal met helder kleure. En dan is dit asof Matteus die spot dryf met die wagte en met die klip voor die graf. Dit wat bedoel is om die oorwinning uiteindelik te verseël, die graf en die wagte, of die klip en die wagte, dit word nou juis verneder. Dit lei nou 'n nederlaag. Vers 4, die wagte beef en hulle word soos dooies, terwyl die dooie lewe. Vers 2, die klip wat die graf moes toehou, rol die engel sonder enige moeite weg. Hy gaan sit selfs daarop om te wys dat dit oorwin is. Dan sê die engel vir die vroue, julle moenie bang wees nie, ek weet, julle soek vir Jesus wat gekruisig is. Aan die ander woorde, hy sê, ek weet hoe dit mag lyk. Die kruis was werklik, die graf was werklik, die dood was werklik. Maar julle soek tog oor vir Christus is te vergeefs. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, net soos hy gesê het. En kyk hoe aangrypend is vers 6. Hy sê vir hulle, kom nader en kom kyk, daar is die plek wat hy gelê het. Kom kyk, kom sien self, die graf is leeg. Liefdes, na 'n lydensnag, soos ons gesing het in Psalm 105, breek die dag uiteindelik deur. Daar is nou hoop. Die feite wys nou 'n ander boodskap. Daar is nou 'n ander sein wat vir die volgelinge uitgestuur word. Want sonder die opstanding is daar geen vergifnis, geen lewe, geen hoop, geen oorwinning nie. Maar die graf en die dood is oorwin. Dit is die boodskap wat daar nou staan. Kom nader en kom kyk, sê die engel. En dan eindig dit nie daar nie. Sê eers, kom nader, kom kyk na die feite, kom kyk na die boodskap en die blye evangelie en gaan dan nou en gaan vertel. Met vreugde en ook so 'n bietjie onseker, vrees, hardloop die vroue dan. Hulle het die waarheid gesien en hulle moet dit nou deel, soos daardie wagte wat op die torings van die kerke en op die hoogstes van die berge staan. Hulle deel die blye boodskap. En dan skielik in vers 9 lees ons, het Jesus voor hulle gestaan en hulle gegroet. Letterlik staan daar, hy sê vir hulle, wees gegroet. Broers en susters, voel julle die menslikheid van hierdie oomblik? Ons wil dit baie keer so vergeestelik, maar ons moet net verstaan wat werklik hier gebeur het. Wat doen Jesus? Hy verskyn aan hulle, en hy gee nie 'n lang koninklike toespraak nie. Hy sê, wees gegroet. Hallo, iets wat hulle al 100 keer gehoor het. Kyk weer, aan wie verskyn Jesus hierso? Nie aan Pilatus, Herodes of aan die keiser nie aan konings en koninginne nie, Maria Magdalena en die ander Maria. Niemand bekend nie, dit is die oudtydse manier om te sê Johan en die ander Johan, daar so baie van hulle, sommer net nog 'n mens. Mense soos ek en jy. Meer belangrik, hy verskyn aan mense wat die laaste oomblik daar was en die duisternis gesien het, die mense wat laaste die verseëling van die graf beleef het, die duisternis en die dood wat oorwin het. Hy verskyn aan hulle, mense wat die seer, die duister van hierdie wêreld ken. En dan reageer die vroue op die enigste gepaste manier. Hulle val voor sy voete neer en aanbid hom. Hulle wat eers gehuil het, hulle wat vasgevang was in die duister van die kruis en die dood, dit is nou nie meer daar nie. Die opgestane Jesus verdryf die vrees, verdryf die seer en die pyn van die sonde en die dood. God het ons uit die mag van die duisternis gered, weggeruk en ons onder die heerskappy van sy seun geplaas. En dan is die laaste beweging in die teks. Jesus sê weer vir hulle, moenie bang wees nie, gaan en vertel. 2 keer. En dit is ons opdrag, geliefdes. Dit is die kerk se opdrag. Ons het die lig gesien, ons het die boodskap van oorwinning gekry, gaan dan nou en vertel.
En dit bring ons by 'n laaste punt. Wanneer ons nou weer oor Matteus 27 en die duister van die kruis, die dood en die graf dink, dan sien ons dat die lig nie eers na die tyd geskyn het nie. Selfs te midde daarvan. God is lig. Jesus is die lig van die mense en in hom is daar geen duister nie. Jesus se laaste woorde aan die kruis, my God, waarom het U my verlaat? Dit beteken nie dat die Vader en die Seun verdeeld was nie. Dit beteken nie dat die Vader die Seun gehaat het of verwerp het nie. Dis 'n aanhaling van Psalm 22 vers 1 en dwars deur die gebeure van die kruisiging wys dit vir ons dat Psalm 22 nou vervul word. Jesus se klere word verdeel. Hy word gespot, hy word uitgelag. Net soos in die Psalm sê die mense, hy het op God vertrou, laat sy God hom red. Christus het die ware en diepe God verlatenheid aan die kruis beleef. En sy Vader kon hom hiervan red. Hy self kon hom hiervan red. Maar hy het homself oorgegee, net soos die Vader hom oorgegee het, om gekruisig te word en te sterf. Hy doen dit gewillig, soos ons vanmôre bely, ter wille van ons. Ter wille van ons saligheid. Nooit het Christus sy menslikheid verloor en sy band met ons gebreek nie. Nooit was Christus se godheid en sy mensheid geskei aan die kruis nie. Hy het juis deur die krag van sy godheid, deur die krag van dit wat hy was, sy wese van God, die toorn van God oor die mens se sonde gedra. Nooit was die eenheid tussen Vader en Seun verbreek nie. Nooit was die liefdevolle verhouding verbreek nie. Nooit het die Seun vertroue in sy Vader verloor nie. Sy laaste oomblik, sê Lukas vir ons, roep hy uit, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Calvin sê vir ons, dat die duisternis van die kruis nie 'n alledaagse duister was nie. Nie 'n ligte of 'n alledaagse smart was nie. Hy sê Christus het as te ware die duisternis en die duiwel, die magte van ewel, die sonde, aangedurf, met hulle handgemeen geraak en hulle oorwin en getriomfeer. Die lig skyn eindelik deur. Ek sluit af. Een van die mees algemeenste vrese vir mense, veral as ons klein en jonk is 'n vrees vir die donker. Die oomblik wat ons 'n lig aansit, wanneer die dag aanbreek, word die duister verdryf en daarmee saam die vrees. As mense spruit al ons vrees, hopeloosheid, al ons onsekerheid en angs uit die dood en die duister van die sonde wat in hierdie wêreld is. Maar Christus, wat die lewe is en die lig vir die mense is, hy het na ons gekom. Hy skyn sy lig in die duister. Die duister kon dit nie uitdoof nie. Geliefdes, kom dan en kyk dat die graf leeg is en die oorwinning behaal is en gaan dan. Vertel die goeie nuus wat eers soos 'n nederlaag lyk, is eintlik oorwinning. Amen. Kom ons bid saam. Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat ons weet dat U na ons toe kom en ons ontmoet in ons plekke van donker en duister. Maar dat U nie net buite dit staan nie, dat U die Seun gestuur het, juis in hierdie duister in te kom. Selfs die duister van die kruis en die toorn van sy Vader oor die sonde verduur het. Dankie dat hy met ons vereenselwig in ons duister. Dat hy ons hoëpriester is wat weet waardeur ons gaan, wanneer ons bang en angstig verlore voel. Waarom bid ons, Here, sal U in ons harte werk deur die Gees om die lig van die opstanding weer te sien. Nie net te sien nie, maar te beleef en te glo. Nie net te sien, te beleef en te glo nie, maar ook uit te gaan en te vertel vir die mense, daar is hoop. Sal U met ons gemeente wees, met elkeen vanmôre hier, wat nie is nie. Sal U hulle ontmoet in hulle duister. Hulle duister weens die dood van geliefdes, hulle duister weens siekte of swaar kry, hulle duister
weens stres of moegheid. Hulle duister weens die seer en die gebrokenheid van hierdie wêreld. Ontmoet hulle, Here, en laat skyn weer u lig in hulle harte. En help ons om ons medegelowiges daarin by te staan. Ons bid dit in Christus Jesus ons Here se naam. Amen. Liefdes, ons gee nou geleentheid vir die opname van ons kollekte en daarna sing ons saam. Liefdes, kom ons sing saam lied 413, 413. Kom koningsseuns en dogters saam, loof die Heer, loof God die Heer, loof God die Heer. Ek gaan vra dat Tannie Marlene om net vir ons een keer deurspeel. As ons bietjie sukkel om te sing, gaan ek ons stop en dan kan ons weer die lied wat ons in voorsang gesing het, lied 422. Ons dit saam sing, maar kom ons kyk hoe gaan dit. Ja, eerste keer vers, dan begin die woord. Liefdes, ontvang die seën van die Here en gaan dan en vertel van sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees en bly. Amen.